Goeiedag leerders, baie welkom by julle eerste aanlyn les. Hierdie les gaan handel oor die sirkulasiestelsel in mense en ons gaan so 'n bietjie meer in diepte kyk na die verskillende tipe sirkulasiestelsels. Ons gaan kyk na die verskillende strukture van die hart, asook die funksies van daai strukture en na die kardiale siklus gaan ons dan ook 'n bietjie kyk. Die rede hoekom ek gekies het om hierdie onderrig strategie of metode met julle te doen is omdat ek voel hierdie onderwerp kan baie makliker verstaan en bemeester word wanneer jy op jou eie tyd daardeur kan werk. Dit is nie komplekse komponente wat jy gaan moet verstaan nie, maar of konsepte wat jy gaan moet verstaan nie, maar ek voel as jy geleidelik en op jou eie tyd daardeur werk, gaan dit jou kan help om baie makliker die leerinhoud te kan bemeester. Goed, so ons gaan gou in die volgende skyfie gaan ek vir julle 'n video wys wat 'n oorsig half gaan gee oor wat ons gaan bestudeer in hierdie leereenheid en dan gaan ons dadelik in hierdie les inspring. Goed. Goed, so net 'n vinnige oorsig van die hart. Dit is een van die belangrikste organe in ons liggame. Dit help ons om voedingsstowwe en suurstof na ons weefsel, organe en selle te vervoer sodat hulle optimaal kan funksioneer en dit neem dan ook afvalstowwe en vervoer dit na die nodige organe sodat dit uit die liggaam uitgeskei kan word. Ons gaan sommer gou kyk dan na die leeruitkomste vir hierdie les. So ons gaan moet kan onderskei tussen die pulmonêre en die sistemiese sirkulasiestelsel. Ons gaan inwendige en uitwendige strukture moet kan identifiseer, sowel as verskillende die funksies van hierdie verskeie strukture aan hulle kan koppel. En dan gaan ons ook die kardiale siklus beskryf en dan ook kyk na hoe bloed deur die hart vloei. Dan spring ons sommer dadelik in met die dubbele sirkulasiestelsel. So soogdiere het 'n dubbele sirkulasiestelsel wat daarna verwys dat daar 'n dubbele vervoer van bloed deur die hart is in een kardiale siklus. So dit beteken dat bloed twee roetes kan volg in die hart. Dit kan of die pulmonêre sirkulasiestelsel volg of die sistemiese sirkulasiestelsel. En bloed word dan ook gaan dan twee keer deur die hart in een kardiale siklus. As ons nou kyk na die verskil tussen die pulmonêre stelsel en die sistemiese stelsel, die pulmonêre stelsel verwys dan na die stelsel wat bloed na die longe vervoer en dan ook wat dan die bloed vanaf die longe terug na die hart vervoer. En die sistemiese stelsel verwys na die vervoerstelsel wat bloed vanaf die hart na die res van die liggaam vervoer en dan ook die bloed van die res van die liggaam af terug na die hart vervoer. So die belangrikste ding om te onthou, pulmonêr verwys na die vervoer na die longe, sistemies verwys na die vervoer na die res van die liggaam, uitsluitlik die longe. Dan kom ons by die uitwendige struktuur van die hart en daar is 'n hele paar komponente waarna ons dan gaan kyk. So die eerste een waarna ons kyk is die superior vena cava en ook die inferior vena cava en ons kyk sommer saam na hulle want hulle het dieselfde funksie. So beide hierdie strukture ontvang bloed van die res van die liggaam en vervoer dit na die regter atrium in die hart. Die superior vena cava, dink aan superior as bo, so dit verwys na bloed wat van die boonste gedeelte van die liggaam ontvang word en inferior vena cava is dan onder. So dit verwys na bloed wat van die onderste dele van die liggaam ontvang word en dit vervoer dit dan na die regter atrium. Dan kry ons by nommer 3 die pulmonêre arterie. So pulmonêr, onthou ons het gesê die pulmonêre sirkulasiestelsel is wanneer bloed na die longe vervoer word. So die pulmonêre arterie is dan 'n komponent wat bloed vanaf die regter ventrikel na die longe vervoer. Dan kry ons ook die pulmonêre are en dit het ook te doen met die pulmonêre sirkulasiestelsel. Dit vervoer dan die bloed vanaf die longe weer terug na die hart.
Dan by nommer 5 kry ons die apex. Die apex verwys na die punt van die hart. So as jou ma weer vir jou sê dat jy die punt van haar hart is, of haar hart se punt is, dan verwys hy na jou as die apex. Jy is die punt van die hart. En die funksie van die apex is dan om te help met die regulering van bloedvloei deur die liggaam, deur die hart, die bloedvloei deur die hart. Dan kry ons by nommer 6 die perikardium en dit is die swart geskakeerde gedeelte rondom die hart. Die perikardium is 'n dun vlies wat om die hart is, wat help dat die hart se wrywing baie minder is wanneer die pompaksie van die hart uitgevoer word. Dan kry ons nommer 7 is die koronêre slagare. So dit kan gesien word as die voedingsstelsel van die hart. Dit voorsien suurstof en voedingsstowwe aan die hartspier sodat die hart dan sy pompaksie kan uitvoer. By nommer 8 het ons dan die aorta. Die aorta is een van ons grootste slagare en dit vervoer dan bloed vanaf die linker ventrikel na die res van die liggaam. Dan by nommer 9 en by nommer 10 het ons dan die verskeie atria. By nommer 9 het ons die regter atrium en by nommer 10 die linker atrium en dit is dan die kamers van die hart wat die bloed ontvang. By nommer 11 en nommer 12 het ons dan onderskeidelik die ventricles. By nommer 11 het ons die regter ventrikel, by nommer 12 die linker ventrikel en dit is dan die kamers van die hart wat bloed na die liggaam toe pomp. So atria ontvang die bloed, ventricles pomp die bloed na die res van die liggaam. In die volgende skyfie gaan ek vir julle wys deur middel van 'n simulasie hoe die hart dan sal lyk in die regte lewe in 'n konteks waar jy dit dan in persoon sal sien. Ek het die simulasie sagteware 3D Anatomy Atlas gebruik en julle is ook welkom om dit te gebruik wanneer julle bietjie met die hart wil rondspeel. Soos julle kan sien het ons dan hierso 'n sy-aansig van die hart en as ons hom na die ander kant toe beweeg, het ons dan ook 'n aansig van die hart waar ons 'n bietjie meer van die verskeie slagare en are kan sien. As ons nou hierso selekteer by die pins, daardie gedeelte wys dan vir ons die regter atrium. Die regter atrium is dan hierdie hele gedeelte van die hart en aan die ander kant het ons dan die linker atrium. Word dan verteenwoordig deur daardie hele gedeelte van die hart. Dan hieronder het ons die regter ventrikel wat daardie hele area is en ons het aan die ander kant dan die linker ventrikel wat weer eens daai hele area verteenwoordig. Goed. So as ons net die pins gou vinnig afsit van die hart en dan hom weer net in sy normale posisie het. Hierso kan ons dan die aorta sien wat hierbo uitsteek. Jy kan sien dis 'n baie groot slagaar en as ons die hart draai, kan ons dan ook die superior en die inferior vena cava baie duidelik sien wat die bloed dan van die res van die liggaam na die hart bring. En hier het ons dan ook die pulmonêre slagaar wat bloed na die longe vervoer. En hieronder sien ons dan ook die pulmonêre are wat dan weer bloed vanaf die longe na die hart vervoer. En dan hier aan die onderkant het ons dan ook die apex wat die hart se punt is. Verder kan ons dan ook sien die koronêre slagare en are wat dan op die hart is, wat dan die voedingsstowwe en suurstof aan die hart voorsien. Dan kry ons die inwendige struktuur van die hart wat ook 'n hele paar komponente het. So die eerste een waarna ons kyk is die tricuspidale klep en die tricuspidale klep help met die vervoer van bloed vanaf die regter atrium na die regter ventrikel. Die rede hoekom ons sê dis 'n tricuspidale klep is omdat daar 3 hartspiere aan hierdie klep verbind is wat hom dan oop en toe maak. So omdat daar 3 voue aan hierdie klep is, noem ons hom die tricuspidale klep. Verder help hierdie klep dan ook om terugvloei van bloed na die atrium toe te verhinder. Dan kry ons by nommer 2 die pulmonêre klep. So dit is die klep wat die vloei van bloed vanaf die ventrikel na die pulmonêre arterie dan begelei. Dit help dan ook dat die bloed nie in die ventrikel weer terugvloei wanneer dit in die pulmonêre slagaar ingevloei het nie. By nommer 3 het ons dan die septum. Die septum is hierdie middelste gedeelte wat so 'n bietjie van 'n verdikking is van die hartspier en die doel van die septum is om nie
die tipe verskillende bloed wat in die hart is te vermeng nie. So ons het aan die een kant van die hart gedeoksigeneerde bloed en aan die ander kant van die hart geoksigeneerde bloed. So gedeoksigeneerde bloed verwys na bloed wat suurstofarm is, so dit het nie suurstof nie, en geoksigeneerde bloed verwys na suurstofryke bloed. So dit is bloed wat suurstof bevat. En hierdie septum verhoed dan dat hierdie twee tipes bloed met mekaar in die hart dan vermeng. By nommer 4 het ons dan die halfmaanvormige klep en dit is die klep wat die bloed vanaf die ventrikel vanaf die linker ventrikel na die aorta toe dan begelei en ook voorkom dat enige bloed in die linker ventrikel in terugloop. En by nommer 5 het ons dan die bicuspidale klep. En dit help dan met die begeleiding van bloed vanaf die linker atrium na die linker ventrikel en voorkom dan ook dat bloed in die linker atrium terugloop of terugvloei wanneer dit in die ventrikel ontvang word. Nou, die bicuspidale klep het dan ook dan 2 hartstringe en 2 voue in die klep wat dan oop en toe maak. Daarom word dit die bicuspidale klep genoem. Dan kyk ons dan ook net hoe lyk die inwendige struktuur van ons atria en ventrikels. So by nommer 6 en by nommer 7 het ons onderskeidelik die regter en die linker atrium en by nommer 8 en 9 het ons ook onderskeidelik dan die regter en die linker ventrikel. 'n Baie makliker manier om te kan onderskei watter een die atrium is en watter een die ventrikel is ons ventrikels is die V-vormige strukture. So wanneer jy die V-vormige strukture sien, dan onthou jy dit is die ventrikels en die strukture wat soos die bakkies lyk, wat die maagie van die A verteenwoordig, word dan die atria genoem. So die bakkies is die atria, die V-vormige strukture is die ventrikels. En dan ook 'n maklike manier om aan te kan dui watter kant is die regterkant van die hart en watter kant is die linkerkant van die hart. Wanneer jy vir 'n diagram van die hart kyk en jy jou linkerhand ophou, dan weet jy die linkerhand, die kant van die hart wat naaste is aan jou linkerhand, gaan die regterkant van die hart wees en die kant wat die naaste is aan die regterkant van jou aan jou regterhand gaan die linkerkant van die hart wees. So dit is 'n oorkruisstelsel. Daarom is dit vir jou belangrik wanneer jy hierdie werk gaan leer, onderskei vir jou watter kant is die regterkant, watter kant is die linkerkant en ook watter is jou atriums en watter is jou ventrikels. Die oomblik wat jy hierdie komponente kan onderskei, is die benoeming van die ander strukture van die hart baie makliker, want dit is gekoppel aan die atrium en die ventrikel, as ook aan watter kant van die hart hierdie komponente voorkom. Goed, dan gaan ons weer kyk na 'n simulasie wat deur die 3D Anatomy Atlas gedoen word van die inwendige gedeelte van die hart, van die inwendige struktuur. So hier sien ons dan nou die inwendige struktuur, daar is ons om net hoe dit aan die buitekant weer lyk. Hier kan ons nou sien, ons het ons 2 ventrikels, daar kan jy sien hoe word die ventrikels uitgebeeld en daarso het ons dan ons 2 atria aan die bokant van die hart. So verder kan ons dan ook sien hierso het ons septum in die middel wat verantwoordelik is daarvoor om te verhoed dat die bloed in die 2 ventrikels met mekaar meng. So dit skei dan die 2 ventrikels van mekaar en as ons die diagram so beweeg, sien ons nou aan die regterkant die tricuspidale klep en aan die linkerkant die bicuspidale klep. En ons kan dan ook die hartstringe sien wat hom 'n tricuspidale klep maak en die ander een wat hom 'n bicuspidale klep maak. As ons hom gaan speel, kan julle dan sien hoe hierdie kleppe oop en toe gaan. Daar's hy toe, daar's hy oop en dit is dan wat help of dit is hoe die bloed dan vanaf die atrium na die ventrikel vloei. Dan kan ons daar die pulmonêre klep sien, wat dan in die pulmonêre slagaar inbeweeg. En dan as ons die diagram net so 'n bietjie beweeg en inzoom, sien ons dan daar die halfmaanvormige klep, wat dan in die aorta in beweeg. En as ons weer dan hierdie diagram gaan speel, dan gaan julle sien hoe hulle dan ook oop en toe gaan. En 'n baie interessante feit van hierdie oop en toe gaan van die kleppe is dat die pulmonêre en die halfmaanvormige kleppe is toe wanneer die tricuspidale en bicuspidale kleppe oop is en andersom. Die rede daarvoor is dat
Al die kleppe kan nie gelyktydig oop wees nie, want dan gaan die bloed net deur die hart vloei. Daar moet 'n mate van regulering wees om te verseker dat die ventrikels tot hulle maksimum volume eers volgemaak word voordat die bloed na die res van die liggaam gestoot word. Um En dieselfde dan ook vir die bicuspidale en tricuspidale kleppe, moet daar eers voorsien word dat die bloed wat in die atria in beweeg, die atria tot sy maksimum volume volmaak voor dit dan ook na die ventrikel toe beweeg. Goed, dan kom ons nou by die kardiale siklus. En die eerste stap in die kardiale siklus is dan by die regter atrium. So hier beweeg die gedeoksigeneerde bloed of die suurstofarm bloed vanaf die superiore vena cava en die inferiore vena cava na die regter atrium toe. So dit is die bloed wat van die res van die liggaam af nou in die regter atrium in beweeg. By die tweede stap het ons dan die tricuspidale klep en dit is hoe die bloed vanaf die regter atrium na die regter ventrikel beweeg deur middel van die tricuspidale klep. Dan kry ons stap 3. Dit is wanneer die bloed vanaf die regter ventrikel na die pulmonêre slagare beweeg deur middel van die pulmonêre klep en so word die gedeoksigeneerde bloed, so die suurstofarm bloed, nou na die longe vervoer sodat dit suurstof kan gaan opneem. By stap 4 ontvang jou linker atrium nou die geoksigeneerde bloed, so dit is die suurstofryke bloed vanaf die longe deur middel van jou pulmonêre are. So dit ontvang nou jou suurstofryke bloed wat vanaf die longe gekom het. By stap 5 beweeg die bloed dan vanaf die linker atrium na die linker ventrikel via die bicuspidale klep. En by stap 6 beweeg die bloed dan vanaf die linker ventrikel na die aorta deur middel van die halfmaanvormige klep en die bloed beweeg dan die geoksigeneerde bloed, so die suurstofryke bloed beweeg dan na die res van die liggaam om dan voedingsstowwe en suurstof aan ons weefsel, organe en selle te vervoer sodat dit optimaal kan funksioneer. So dit vat die suurstofryke bloed na die res van die liggaam. So ons dan 'n visuele voorstelling van hoe die kardiale siklus lyk. Hier sal julle kan sien hoe die atriums gevul word en ook die ventrikels en dan hoe dit in die onderskeie slagare ingepomp word. So die atrias word eers gevul, dan word die ventrikels gevul, dan word dit in die onderskeie slagare dan in beweeg. Om hierdie hele les dan saam te vat, het ons gekyk na die verskil tussen die pulmonêre en die sistemiese sirkulasiestelsels. So die verskil is, die pulmonêre sirkulasiestelsel vervoer bloed na die longe, die sistemiese sirkulasiestelsel vervoer bloed na die res van die liggaam, uitsluitlik die longe. Verder het ons gekyk na die verskeie uitwendige en inwendige strukture van die hart en ook die onderskeie funksies aan hulle gekoppel. Belangrike deel van die inwendige en uitwendige strukture is om die atria en die ventrikels te kan identifiseer. So onthou, die V-vormige strukture is die ventrikels en die wat die bakkies het, die strukture met die bakkies is die atria. Atria is bakkies, ventrikels is V-vormige strukture en daarvolgens gaan jy dan maklik die ander strukture ook kan benoem. 'n Interessante feit wat ek dan ook wil noem rakend die kleppe van die hart is wanneer jy met 'n stetoskoop na die hart luister, dan hoor jy altyd daai doep 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 klank en dit is nie die fisiese pompaksie van die hart wat jy hoor nie, dit is die oop en die toemaak van die kleppe. So die eerste doep wat jy hoor is die toemaak van die pulmonêre en die halfmaanvormige kleppe en die tweede doep wat jy hoor is die toemaak van die tricuspidale en bicuspidale kleppe. So dit het glad nie te doen met die fisiese pompaksie van die hart nie, dit is eintlik die kleppe wat oop en toemaak wat jy dan deur die stetoskoop kan hoor. Nogal interessant, hè? Goed, en dan die laaste ding waarna ons gekyk het, was die vloei van die hart. Die vloei van die bloed deur die hart. So, ons het gekyk na hoe bloed vanaf die superior en die inferior vena cava deur die regter atrium ontvang word. Die bloed beweeg van die regter atrium na die regter ventrikel deur middel van die tricuspidale klep
en dan beweeg die bloed vanaf die regter ventrikel na die pulmonêre slagader deur middel van die pulmonêre klep. Dan ontvang die hart weer bloed vanaf die longe deur middel van die pulmonêre aar en dit word ontvang in die linker atrium. Die bloed beweeg vanaf die linker atrium na die linker ventrikel deur middel van die bicuspidale klep en bloed beweeg dan vanaf die linker ventrikel na die aorta deur middel van die halfmaanvormige klep na die res van die liggaam. Goed, dan gaan ons ook bietjie jou kennis toets. So vir huiswerk gaan jy vir my 'n Wayground vasvraag invul en jy gaan die volgende details dan gebruik om in te vul. Jy kan sommer in jou Google Chrome browser hierdie volgende webwerf gaan intik en dan hierdie kode gebruik om dit daar om die vasvraag dan te kan doen, of jy kan net daai link gaan kopie en dit net so in jou Google Chrome browser gaan inpaste en dan gaan jy die vasvraag ook so kan doen. Dit is 'n vasvraag wat so om en by 10 minute lank is. Hy het 8 vrae. Dit het invulvrae wat jy moet doen. Dit het multikeuse vrae en dan ook woorde wat ontbreek wat jy moet invul. So hierdie gaan vir my net so 'n bietjie 'n idee gee waar die areas is waar 'n bietjie hersiening benodig word of bietjie aandag aan gegee moet word. So probeer dit met die beste van jou vermoë dan in te vul. Goed, dit bring ons dan aan die einde van ons les. Ek hoop julle het hierdie les interessant gevind. Ek moedig julle aan om die simulasies agterware te gaan gebruik. Dit is 3D Anatomy Atlas. Gaan speel 'n bietjie rond daarmee, kyk na die verskillende strukture. So gaan jy ook baie makliker kan die strukture identifiseer as jy met 'n meer real life situasie te doen kry. Verder, dankie dat julle geluister het en dan sien ek julle volgende keer weer. Totsiens.